Goeiemôre, ek vertrou dat elkeen 'n sitplekkie gekry het. As u nog agter is, daar is baie plekke hier in die middel. Hier so 'n kolletjie in die middel oop, daar is ekstra stoele agter uitgesit. Ja. Ek wil welkom sê aan elke een. Dit is daar's party dae wat mense bymekaar kom want jy wil 'n braai of 'n kuier of 'n vakansie, skoolkonsert of 'n leerlingraadsaankondiging of een of ander saak. Dan kom ons bymekaar want is lekker en is goed. Dan is daar ander tye wat ons bymekaar kom want ons moet. Vandag is een van daardie dae. Hannes en al 3 julle seuns. Ons harte is by julle. Aan al die familie en vriende. Elkeen hier het met haar 'n baie spesiale band gedeel. Mag die Here self die een wees wat jou troos. Vandag wil ek vra, en ek weet dit is Hannes hulle se hart, ons het baie lank gesels, dat ons nie hier is primêr om te rou nie. Ja, ons neem afskeid. Ja, ons wat hierdie kant van die dood is, sê totsiens, nie vaarwel nie. Maar kom vandag en ons vier 'n lewe. En vandag se diens gaan wees soos Charlotte was, anders. Daar gaan goed gebeur wat nie gewoonlik gebeur nie, en daar gaan 'n slideshow wees, en omdat Charlotte larger than life was, gaan die slideshow lank wees, want daar was baie wat ons moes inpas. Maar ek wil vir jou vra, ek weet dit is warm, ek weet dit is ongemaklik. Maar ek weet ook dat dit die moeite werd gaan wees, sodat elke een van ons 'n lewe kan vier van iemand wat diep blywende spore getrap het. So vandag hier staan tyd stil vir ons, vir die res van die wêreld gaan dit aan. Mense jaag see toe en jaag terug van die see af. Mense gaan aan met hulle lewe, hulle werk, maar hier nou staan tyd stil en kom ons by mekaar vir een rede. En een rede alleen. Ek wil saam met julle lees in die blaadjie, en ek glo daar was waarskynlik nie genoeg nie. Want daar's so baie mense, en baie dankie vir die oorweldigende reaksie. Ek wil graag die begrafnisbrief lees. Die dag sal kom, wanneer my lewe tot 'n einde kom. Net so Charlotte skryf sy sommer die ding self, of is uit haar oogpunt uitgeskryf. Die dag sal kom wanneer my lewe tot 'n einde sal kom, moet dit nie my sterfbed noem nie, maar eerder 'n lewensbed. Laat ek in my dood ander help om voller lewens te lei. As julle iets moet begrawe, begrawe my foute, my swakhede, my vooroordele. As julle my wil onthou, doen dit met 'n vriendelike woord, of 'n daad teenoor mekaar, en wie dit mag nodig hê. Charlotte se heengaan word betreur, baie diep betreur deur haar man Hannes en hulle seuns, Dylan, Doron en Meinhard. Paul Bles, familie en vriende. Kom ons bid net saam. Here God, U sien diep in die harte en gedagtes van elke een hier. U ken elkeen se hartseer, U ken die pyn, U ken die gemis. Maar Here, U sien ook in ons harte en die gedagtes die mooi herinneringe, die tye saam gespandeer, die lekker lag. Here God, wees met elke een vandag. Staan stil by elkeen. Troos, gee hoop, maak sterk, soos net U kan, Here. Ons vra dit in U naam. Amen. Ons gaan nou na die slideshow kyk oor Charlotte se lewe. Baie dankie. Kom ons lees saam uit God se woord. Seker een van die beste beskrywings van Charlotte wat enige mens kon gee. Ek weet daar's mooi briewe in die blaadjie van Hannes en die kinders af, en op die slideshow glo ek, het ek gehoor, is daar briewe van die vriendinne af.
Maar hierdie is wat God sê oor 'n vrou so Charlotte. Spreuke 31 vers 25 tot 30. Sy het innerlike krag, sy het waardigheid. Sy is nie bekommerd oor die toekoms nie. Sy praat met wysheid. Sy gee raad met liefde. Partykeer met 'n skerp stem, maar altyd met liefde. Sy hou toesig oor alles, of jy daarvan hou of nie. Wat in haar huis gebeur, daaroor hou sy toesig. En wat in joune gebeur, is sy jou 'n kans gee. Sy verdra nie luiheid nie. Haar kinders staan op en hulle prys haar. Lees maar self. Haar man spog met haar. Hoor wat sê haar man. Daar is baie knap vroue, maar jy is die beste van hulle almal. Skoonheid is soms misleidend. 'n Mooi voorkoms hou nie vir altyd nie. 'n Vrou wat ontzag het vir die Here, verdien om geprys te word. Ware woorde vir 'n dag soos vandag. Ons kan baie dinge van Charlotte sê. En ek weet daar is baie gesê. Veral sedert Sondag. Baie mense het baie mooi herinneringe. Oral sien 'n mens dit, hoor 'n mens dit. Jy lees dit op Facebook. Hoe mense onthou wat mense dink. Sy was uniek. Dis die een ding wat ons oor kan saamstem. Daar was beslis nie nog iemand so Charlotte nie. Daar sal nooit weer so iemand wees nie. Enige in haar soort. Dit wat staan in Spreuke 31 wat ons gelees het oor haar, al hierdie beskrywings van innerlike krag en waardigheid en dat sy haar nie bekommerd het oor haar eie toekoms nie, maar net bekommerd was oor die toekoms van haar gesin. Van al die ander mense. Oor almal was sy gepla, minste oor haarself. Baie wysheid gehad, raad gegee met liefde. Sy toesig gehou oor alles. Toe sy in die hospitaal opgeneem is, het sy almal mooi laat verstaan. Hoe moet haar kussings lyk? Hoe moet haar matras wees? Hulle het meer as een matras op die bed gehad. Sy het nie luiheid verdra nie, nooit nie. Maar haar kinders, haar man, kan opreg spog met haar. Net soos elkeen van ons hier uniek, en omdat ons uniek is, en haar op 'n unieke manier geken het, is die hartseer en die gemis wat ek en jy ervaar verskillend. Niemand hier se gaatjie wat gelos is deur die weggaan van Charlotte is dieselfde. Dis uniek, dis spesiaal. Dis saamgestel uit al die dinge wat julle saam gedoen het, al die oomblikke wat julle saam gedeel het. En ek wil vanoggend vir jou kom sê dat jy moet weet dat God dit raak sien. Hy sien jou hartseer, hy sien jou gemis, hy sien daai gat en niks kan daai gat volmaak nie en niemand kan daai gat volmaak. Al wat ooit daai gat gaan beter maak, is deur dit vol te hou met die mooiste, beste herinneringe. Weet dat God jou trane opvang en daarvan boekhou. Dit staan in die psalms. Elkeen hier het hulle eie vreugdes wat hulle kan vertel. Kan vertel van goeie tye saam met Charlotte, goeie tye in ons elke een se lewe. Maar die vraag is, deel ons dit? Deel ons die goeie van die lewe? Want vandag is so gefokus op die seer en die hartseer, dalk vir party. Maar hoeveel goeie tye was daar nie? Sê ons genoeg vir God dankie? Sê ons genoeg vir mekaar dankie? Deel ons dit met mekaar, maak ons mekaar se las ligter, want Charlotte het. God is daar vir jou. As jy hom sal toelaat om 'n kans gaan gee, om vir jou 'n vader te wees. Nie 'n gebroke aardse pa nie. Want aardse paas maak foute en het spyt oor baie dinge. Ons hemelse Vader is volmaak, sy liefde, sy daar wees is volmaak. Maak God jou hulp, maak hom jou steunpilaar. Want op die ou einde van die dag is almal om ons is net mense. En die een ding van ons almal is dat ons feilbaar is. Dat daar soms tye is wat ons mekaar
in die steek laat, maar nie God nie. God gee sy kinders om jou, al hierdie mense, om jou by te staan, gee hulle 'n kans, maar weet hulle dieselfde foute en pyne as wat jy het. Hulle gaan dit nie altyd volmaak kan doen nie, maar hulle is ten minste daar. Moenie in hierdie tyd wat jy hartseer het en rou het, jouself toesluit of afsluit van die wêreld nie. Augustus Waters in daai verskriklike mooi film, wat sy naam ek nooit kan onthou nie, sê pain demands to be felt. Voel die pyn. Verwerk die pyn. Saam met God en saam met die mense wat God in jou lewe sit. Iemand in die week het my gevra, wat is God se doel? Hoekom? Hoekom nou? Hoekom hierdie? Wat is God se doel? En toe het ek geantwoord, en 'n klomp mense het my hierdie vraag gevra. Toe het ek geantwoord, God se doel is 'n groot prentjie. En die groot prentjie is, dat God wil hê, dat almal van ons eendag die ewige lewe sal hê, en saam met hom sal wees in die hemel. Dis God se doel. As jy vir God sou vra, wat is sy visie en sy missie, sal hy vir jou sê, hy wil hê dat almal eendag in die hemel sal wees, waar dit volmaak is, en waar daar geen hartseer is nie, en waar daar geen siekte is. Maar die probleem is ek en jy en God kyk met verskillende brille. Ons kyk met ander brille na die wêreld. God kyk na hierdie wêreld as tydelik en aards. Vir ons is dit al wat daar is. Ons hou krampagtig vas aan mekaar, asof hierdie al is wat daar is. Hierdie is 'n druppel in 'n emmer. Dit is maar 'n sekond in die ewigheid. In die Psalm staan daar dat ons as mense, as ons gelukkig is, genuine gelukkig is, leef ons 70 of dalk 80 jaar. Maar selfs dit, as jy dit gegeen word, is net 'n druppel in die emmer van die ewigheid. En vir God gaan dit oor my en jou ewigheid. En nêrens in God se woord, nêrens in die Bybel staan daar dat hartseer of seer kry of siekte of dood enige van sy kinders gespaar is. Inteendeel, Jesus en Paulus waarborg dit vir ons. Sê dat ons sal hartseer beleef, maar sê dat hierdie hartseer tydelik is. Dat God by ons is deur dit, maar dat God se plan is nie net hier en nou nie, dis vir ewig. Sy hulp, sy liefde, dis hier, dis beskikbaar vir jou. En ook sy ewige lewe, maar dis nie vir almal nie. Dis net vir die wat dit aanvaar. Vir die van ons wat sê, Here, hier is ek, maak my u kind. En Charlotte het dit gedoen, daaroor het ek geen twyfel nie. Daarom gaan vandag nie oor Charlotte. Vandag is nie 'n diens vir Charlotte nie, dis eintlik 'n diens vir my en vir jou. Want Charlotte is klaar in die hemel. Sy het klaar 'n liggaam gekry wat die gesig nie skeef getrek is nie. Sy het klaar 'n liggaam gekry sonder kanker. 'n Liggaam soos jy haar geken het, wat kan valskerm spring. En al die ander goed doen wat sy haar lewe mee volgemaak het. So die vraag is, deel ek en jy in daardie hoop, in daardie ewige lewe? Het ons God se hulp, God se liefde? Is dit tot ons beskikking, want hy gee dit net vir sy kinders? Is jy sy kind? En as jy is hierdie woorde vir jou, Hannes, vir jou en die seuns, vir elke familielid, vir elke vriend, hierdie woorde, God sien jou ellende raak. Hy het jou trane opgevang, daar's nie een traan wat jy gehuil het, wat God nie sien nie. Hy het dit opgeskryf, en hy huil saam. Hy is saam met jou hartseer. God ken die dood. Hy het sy eie seun gestuur om te sterf. Sy eie seun het geskree op 'n stadium, God, waarom het u my verlaat? En dit voel dalk vir jou so.
dat God in hierdie oomblikke jou verlaat het, maar hy het nie. Want hy beloof in sy woord, hy is by ons, oral en altyd, en God lieg nie. So vanoggend, in hierdie oomblik, is dit God se troos. Dat ek en jy moet, ten spyte van ons hartseer, ten spyte van die gemis, voluit leef, want Charlotte sou dit so wou gehad het. Sy sal vir jou gesê het, leef voluit, doen jou beste, sit alles in. Moenie halfpad leef nie. En dan as jou lewe hier op die aarde klaar is, so Charlotte sin is, dan kan jy saam met haar wees, haar vir ewig sien. Mag die Here jou help. Kom ons bid saam. Here God, voor U word ons stil. Ons staan hier, ons sit hier, ons is hier, met die oorweldigende besef van U liefde en U nabyheid, Here, maar ook met 'n groter oorweldigende besef, dat ons nie verstaan nie, dat ons hartseer is, dat ons kwaad is, dat ons opstandig is selfs, dat ons wil vuiste in die lug gooi, soos ou Job gemaak het, Here. Maar Here, loop soos met Job, met elke een van ons 'n pad. Sit vir ons U ewige bril op. Mag ons die lewe sien soos U dit sien, as 'n oogwink in tyd. En mag ons meer gepla wees oor die ewigheid, en oor hoe, en of ons daar is, en hoeveel van die mense om ons saamvat, as wat ons gepla is, Here, oor hierdie bulte in die pad. Here, ek wil bid vir Hannes, vir Dylan, vir Dora. Ek wil bid, Here, vir hierdie gesin, vir my hart, vir Charlotte se pa. Wil U by hulle elke een kom stil staan en vir hulle kom sê dat U vir hulle lief is, al voel dit nie noodwendig vir hulle so, dat U by hulle is. Wil U hulle hartseer sien en dit stil maak. Wil U vir ons almal help om vrede te vind, die vrede wat net by U is. Dit bid ons, Here, in U naam. Amen. Soos ek gesê het, dit sal nie 'n diens wees soos al die ander nie, want Charlotte was nie 'n mens soos al die ander nie. Daar gaan nou 'n geleentheid wees vir 1 of 2 mense om 'n huldeblyk of herinnering te gee. Ek wil eers vir Shamaine vorentoe roep. Net vandag, Hannes, sal ek sê, dis die tweede mooiste vrou op aarde. Ek sal vir vandag, sal ek sê, Charlotte was die mooiste vrou op aarde. Maar nou is my vrou die mooiste vrou op aarde, jou vrou is nou die mooiste vrou in die hemel. En die besigste hierso, Shamaine. Jy kan staan net waar jy wil. Goeiemôre. Ek wil graag ietsie sê namens Dynamis Verrykingsentrum. Die afgelope 3 jaar was 'n baie interessante, wonderlike tyd. Veral toe Charlotte en Dylan deur die deur stap. Ons lewens was nooit weer dieselfde nie. Soos julle weet, was Charlotte nie die tipe mamma wat net 'n kind aflaai nie. Nee, sy was boots en al betrokke by ons sentrum. Een van haar grootste vreugdes was om al die kinders in die sentrum te bederf. So sy het dit haar taak gemaak om gereeld die heerlikste uitstappies te reël, van krokodilplase tot die skou. Niks was vir haar te veel moeite nie. En dan natuurlik die afsluitingspartytjies wat ons op hulle plot kon hou, die swem in die dam. Ek sal dit nooit vergeet en ek is seker elke liewe kind in ons sentrum sal dit ook altyd koester. En dan nou Dilly, die groot reus met die mooi hart. Ja, wat kan ek sê? Dylan het my lewe so kom verryk en ek weet elkeen in ons sentrum sin ook. Ons het so onbeskryflik lief vir hom geword in hierdie 3 jaar. Daar's baie vrae oor waar Dylan nou is, gaan hy okay wees? En ek kan vandag saam die gesin getuig, hy gaan meer as okay wees. God het lankal reeds beplan en geweet wat gaan gebeur en wat gaan nodig wees.
En hy het lankal reeds die skuwe begin maak, sonder dat ons nog eers enigiets daarvan geweet het. Verlede Woensdag het Charlotte my gebel en sy het 'n dringendheid gehad. Dylan moet op 'n plek kom waar hy versorg kan word, waar hy kan oud word, waar hy liefgehê sal word, waar hy verstaan sal word. En dinge het vreeslik vinnig in plek geval. En ek glo dis omdat God reeds die pad vooruit geloop het. Dylan is donderdag na 'n tehuis in Port Shepstone, 'n wonderlike plek, wat ek weet die Here met die hand uitgekies het. Wat min mense weet, is die week voor dit, het Dylan al begin praat van hy gaan KwaZulu-Natal toe. Hy gaan Durban toe, hy gaan see toe. En ek is seker die wat dit gehoor het regtig bietjie met 'n frons gekyk, weet, waar val dit nou uit? Maar nie een van ons het geweet dat God hom toe al reeds begin voorberei het, dat hy gaan by die see bly. So dis waar hy is. Ek weet met my hele hart en my hele gemoed, dat God was hier in beheer en is steeds. En ek weet dat ons almal het groot vrede daaroor. Dilly word nie vergeet nie uit die aard van die saak, maar hy word daar baie mooi versorg. En van ons kant af wil ek vir Hannes en vir julle twee sê, ons is baie lief vir julle hoor. En baie lief vir Dylan en ons sal Charlotte altyd onthou en haar geweldig mis. Seën vir julle. Is daar nog iemand? Enige iemand? As jy wil vorentoe kom, jy's meer as welkom. Hou dit net kort asseblief en kragtig en smaakvol. Dis nie 'n plek vir vuil wasgoed. Is daar nog iemand? Ek weet dis nie iets wat ons Afrikaanse tradisie aangewoond is nie. In die Engelse tradisie is dit baie. Hannes, ek wil vir jou sê, as iemand nie nou opstaan nie, moet jy nie dink, dis omdat hulle niks het om te sê nie, maar ek dink as hulle begin, gaan ons nie ophou nie. Ek wil iets sê op hierdie punt, en dit, ons het in die week, het ons net namens die gemeente, of Sondag het ons namens die gemeente gesê, ons is regtig jammer op Facebook, en toe het ons 'n post opgesit oor wanneer gaan die diens wees. Ek wil net vir julle sê, dat daai 2 plasings op Facebook, is deur oor die 11.000 mense, het fisies na dit gaan kyk, op dit geklik, gaan lees die kommentaar. Nog nooit in die geskiedenis van Dynamis het enige iets soveel aandag getrek. Charlotte was werklik uniek. En gister toe ek laat weet, ons sit die diens op Facebook, toe het Hannes my gebel en gesê, nee man, Charlotte was nie so famous nie. Toe sê ek vir hom, Hannes, ons doen dit, want daar's mense wat vra. Daar's weet dat jy geliefd is, en dat Charlotte nie vergete is nie. Ek wil vra dat Hein, as jy gereed is, as jy in staat is, dat jy sal vorentoe kom en vir ons die bedankings doen asseblief. Baie dankie. Staan sommer hier bo by my asseblief. OK, gee onder staan. Ek is onderwyser en ek is gewoond om met kinders te praat, maar vanoggend sit hier so 'n saal vol mense. En Hannes het vir my gevra en ek het vir hom gesê, Hannes, ek hou nie baie van praat en so aan nie, maar ek sal dit vir julle doen. So ouens, as ek is nie 'n baie formele ou nie, die kinders ken my as meneer wat net praat. So vir die geleentheid, ek gaan dit bietjie, miskien nie soos Hannes dit wou presies gehad het nie, maar ek gaan dit uit my hart uit doen, soos ek dit kan doen, en ek glo nie die Here sal my verkwalik neem daarvoor nie. Die bedankings is aan my gegee, en dit is 'n baie moeilike ding, want hier sit so baie mense, en daar is so baie mense wat, daar het jy gehoor, 11.000, wat betrokke was by kliks op Facebook, en ek is tegnologies gestremd, en ek is onderwyser. Maar weet net dat, indien daar 'n naam genoem word, en jou naam word nie genoem nie, is dit nie uit enigsins dat dit so bedoel was nie. Ouens, dis te veel, hier is te veel mense wat vir Charlotte geken het, en ons vra om verskoning. Hannes het gevra, hier is mense se name neergeskryf,
Maar indien daar iemand is wat ons vergeet het, of nie op het nie, is dit regtig nie omdat dit so bedoel was nie. In die eerste plek, dit staan nie hierso nie, maar ek wil dit graag doen. Dink ek is belangrik dat ons aan ons hemelse Vader al die dank en die eer wat hom toekom gee, wat vir ons hierdie vrou in ons lewe gebring het. En soos jy baie keer gehoor het vandag, Charlotte het met 'n bang gelewe. Almal ken haar so, en almal weet dit. Hannes, as eggenoot het sy getrou aan haar huweliksbelofte, deur dik en dun, deur goed en sleg by jou gestaan, Pel. En ek dink ons moet die Here dank daarvoor, want daai vrou sou vir jou en vir daai seuns enige iets doen. Enige iets. En daarom voel ek, dit is my plig om vir die Here net dankie te sê daarvoor. Doortjies, Doran, soos hy hom genoem het, Dilly Skilly, nou Dylan het julle nou van gehoor, en nou myntjies. Seuns, ons as onderwysers ken julle, ons ken julle op elke foto wat daar so was mamma by julle. En die 12 en 'n bietjie jare wat sy vir jou myntjies vir mamma gegee het, en Doran 15, en Dilly dink ek is 18 nou. 17, hy word 18. Hannes, jy ken al meer as 20 jaar, jy is 20 jaar getroud, ons is al langer as 25 jaar vriende. Ouens, seuns, bulle. Mamma sit daar bo en sy skuif, sy het haar eie lesenaar, sy skuif reg. En ek dink sy is een van liewe Jesus se besigste engels. Sy engele. En sy gee bevele en sy sê vir julle, hoorie boys, sy het klaar hierdie manne se speeches vir Januarie uitgewerk. Sy het presies gedoen en vir hulle gesê wat hulle moet. En om mamma trots te maak, daai is 'n mamma wat ongelooflik lief was vir julle. En daar's ander ouens wat 'n mamma baie langer gehad het. Maar weet julle wat? Sy het in haar lewe, in julle kort lewens miskien, meer ingepas as wat baie ander kinders ooit in hulle lewe sal kry. En daarvoor moet ons baie dankbaar wees. Van die seun se kant af, oom Bles, ek het daar by Charlotte gesit, op die bed, en ek het gevra wat is oom se naam, want ons ken oom as oom. En sy het gesê, weet jy wat, die kinders ken hom as oupa Bles, en pa Bles. Ek weet julle het 'n swaar tyd deurgegaan, en ek weet dit was ongelooflik. Maar vir die dogter wat jy groot gemaak het, uit my hart uit, sê ek vir jou, sy het soveel mense se lewens geraak, en ek weet jy was ongelooflik lief vir daai dogter. Ek weet jy het haar genoem my Rabbadoo, want sy was so besig gewees. Van kleins af. Sy geval en sy het vooruit gegaan en sy het haar ding gedoen, en dis ons almal daar ken. Ek wil vir jou sê, baie, baie dankie vir dit wat jy vir Charlotte beteken het. Sy was baie lief vir oom. Dan, vriende, elke ou sit hierso. Almal van julle is vriende. Ek weet Dominee Johan het gesê dit is, ek moet kort wees, maar weet julle wat, dit is Charlotte se diens, so as ek bietjie langer praat, vergewe my. 'n Besonderse straaltjie in my lewe was, my dogtertjie, my eerste dogter gebore is, het ons in die hospitaal net familie mag toegelaat geword het daar. En toe ons weer sien, toe het ons nog eers ons eie dogtertjie vasgehou. Toe staan Charlotte met haar langs Liesel, met 'n pink bottel champagne in die hand, en sy vat van daai champagne en sy sê dit op my dogtertjie se lippe nog voordat ek haar vasgehou het. En dit was Charlotte gewees. Hoe het sy daar aangekom? Sy het vir hulle gesê, dit is my sussie, sy het my kind gaan haal, en sy het hom gebring, en dit was Charlotte gewees. En so kan elke ou wat hierso sit, 'n staaltjie saam met Charlotte vertel, en dit is hoe ons haar moet onthou. Ons is baie lief vir haar, en dit is hoe jy haar moet onthou. Dan gaan ek by die lysie kom, Dr. Shani, as vriendin en vriend, maar nie net as vriendin en vriend nie, 'n dokter wat by haar gestaan het deur dik en dun. Shani, ons het mekaar in die gange daar 2 uur gekry, en dan het sy daar opgekom van die huis af. Sy was die hele tyd by Charlotte gewees, sy was op die plaas by Charlotte gewees. 'n Dokter wat meer as dat deel gedoen het.
En ons wil vir haar sê van Hannes hulle se kant af 'n spesiale dankie daarvoor. Ons waardeer dit. Met die kliniek, Janine en hulle personeel, vir die mense wat daar bystand gegee het. Hulle het toe op 'n stadium toe almal daar by Charlotte se bed sit, het Shani ook ingekom, want een van die susters het beklei en Shani het gesê, weet julle wat, ons maak hierdie kamer langs Charlotte oop, vriende en vriende, hulle het 'n aircon aangesit, die ouens het daar by mekaar gekom, en dit is hoe dit was. En Shani en dan hierdie mense wat vir ons uit hulle pad uit gegaan het. Almal wat deur die nag afgelos het, derentyd by 'n hospitaalbed. Ouens, daar was 'n dame gewees wat van Louis Trichardt af, Des was haar naam gewees, ek ken nie, Des sal seker miskien nie so wees. Sy het gesit en sy het gesê, sy het dit nog nooit in haar lewe gesien nie, en dit was vir my fenomenaal, en ek dink ons manne kan daarby leer, dat 'n klomp dames wat so by mekaar gestaan het, wat om daai bed by Charlotte gesit het, dag en nag afgelos het, uur vir uur, hand vasgehou het, roompies gesmeer het, naels geverf het terwyl Charlotte, en hulle het nog gestry wat se klere, want hulle het geweet Charlotte wou dit reg gehad het. En hierso het hulle die warriors groep genoem. En ek wil vir daai dames sê, Charlotte het miskien daarso gelê, maar ouens, ek van haar kant af en van Hannes hulle se kant af, baie dankie vir hierdie girls. Julle was so 'n amazing groep en julle het ongelooflik by haar gestaan tot op die einde toe. Dan Dominee Johan, Dynamis Gemeenskapskerk, en dan aan Shamaine. Julle het reeds, Shamaine was nou hier voor gewees, en Shamaine het ongelooflik dinge gesê, ek en vir Dylan vanaf hy gebore is. En Dilly en ek het 'n lang pad saam geloop, en hy het nou so een aand by my, en daai ouetjie het die amazingste brein gehad. Hy ken elke rugby speler, in die kaptein van elke rugby span, waar hy kom, wat 'n franchise hy is, hy sê dit vir jou op, en as jy dit nie ken nie, dan herhaal hy, jy moet dit leer. Hy ouetjie sit met 'n TV remote, en dit is 'n persoonlike ding, maar hy sit, niemand het hom ooit formeel leer lees nie. Hy sit en dan kom hy ding op, en dan sê hy vir jou wat dit is, en hy sê vir jou presies. Hy was verskriklik lief vir nuus gewees. En hy kon vir jou elke ding wat aangaan, kon hy vir jou vertel. En hy is op sy besonderse manier, is hy hier by ons vandag. En Shamaine en Johan, die pad wat julle met Dylan geloop het, en Johan met die kinders wat, waar jy gister by was, jy met hulle gesels het, en nog 'n lang pad gaan loop, van Hannes en die kinders af, ons sê vir jou, en Shamaine, baie dankie. Dan Wissani, die begrafnisdiens, besonder Maatjie, Kobus Venter, en dan ook Ronel Steyn, wat 'n ou kollega van ons is, en Ronel is 'n vasvat vrou gewees, en ek sê vir haar en haar span ook baie dankie. Dankie Ronel vir julle reëlings, waar dit so moeilik is partykeer, het julle oorgevat en julle het al die dinge gedoen. Tannie Magda en haar span van die Cancer Care groep, dankie ook aan julle. Hulle het die kos daar by die huis gaan aflaai, hulle het die yskaste volgemaak, en nou Maggie, hulle het op die einde gesê, Maggie en Julia, dit is die twee huishulp, het gesê, ons weet nie waar gaan ons al hierdie kos pak nie. En hierdie ouens het yskaste. En hulle het, dankie vir julle ouens. Sugar Wheel vir die verversings op die einde. Al die onderwysers, leiers van Laerskool Janine. Oukies, ek weet is in ons vakansie en is nie 'n lekker ding wat hier so gebeur nie. Maar meneer is so trots op julle. Gerda, vir dit wat jy by mekaar gesit het in so kort tydjie, van Hannes hulle af, uit ons harte uit. Ons sê vir julle baie dankie. Ons het 'n pad wat ons met daai man moet stap, en hy is die hoofman. Hy is die hoofsteun van ons skool volgende jaar. En vir julle ondersteuning wat reeds hierso begin, sê ons vir julle dankie. En ons gaan daai ouetjie dra, en ons gaan hom bystaan, en ons gaan daar wees vir hom. Dan al die onderwysers daarso wat ook by die hospitaal 'n draaitjie gemaak het. Almal wat ver gery het, ouens, ek weet dis mense wat van baie ver af gery het. Hannes vra dat julle veilig terugry asseblief. Dankie vir al die boodskappe, SMS'e, WhatsApps. Daarso het julle nou net gehoor hoeveel daar was. Die Andy en die Anaitjie, my eie twee dogters wat
hierdie skyfprojek of hierdie skyfreeks aan mekaar gesit het en jy het gehoor Dominee Johan sê, "Jo, maar dis te verlang." Maar hulle het gesit en Doran en Meinhard het bygesit en hulle het spesiale foto's uitgehaal. En ek dink dit was ook deel van die rouproses gewees. En seuns, dankie daarvoor. Julle 2 dogters, ek is so baie trots op julle. Dankie. 'n Spesiale dank aan al die volgende mense wat tydens die afgelope 3 jaar altyd gehelp het. Ou Connie is al 'n maat van haar. Julle het gesien, Charlotte was daar by haar by die troue gewees. Ons ken haar van baie lank af. Charlotte en sy was groot pelle gewees. Corina was ou vasvat dametjie gewees hierdie laaste ruk. Corina het rondgehardloop en sy was soos 'n vlindertjie wat rondgespartel het. En Charlotte gesê het spring, dan het sy gespring. Corina, vir jou harde werk en jy het rondgehardloop en dit van anders hulle af ook. Sê ons vir jou ook baie baie dankie. Roselna en Chris het deurgegaan. Doortjies was nog in die Kaap gewees en hy het hom gaan haal op die lughawe en hy het hom deurgebring vir ons Chris. Vir jou en Roselna, julle hulp na die plaas toe ry, die klere reg kry. Ons sê vir julle baie dankie. Nita, jy het 'n baie spesiale plek in Charlotte se hart ook gehad en dis ons vir jou sê dankie vir die ongelooflike vrou wat jy is, wat jy vir haar beteken het en wat jy vir haar gedoen het. En dan Liesel, my eie vrou, hulle het hulle Laurel en Hadi genoem, die ouer garde sal hulle ken, die langetjie en die kortetjie, en hulle was altyd net so dinamies, ek en Hannes het maar net gesê ja en amen, maar soos my vrou gesê het, 'n vrou moet die rigting gee. En dan aan Denise, jy en julle span en jy wat ook baie vir Charlotte beteken het. Ons sê vir jou ook baie, baie, baie dankie. Ons waardeer dit uit ons harte uit. Dan vir Andrei Legrandsie, Andrei de Lange, jammer nie Legrandsie nie, Andrei de Lange, wat toe Charlotte begin siek word het vir haar huisvestiging in Pretoria vir al die kere wat sy vir haar bestraling gegaan het, verniet gegee het, vir die oorblyf, sy het later haar eie plekkie gehad daarso. Ons wil ook spesiaal vir Andrei sê, vir dit wat jy vir haar gedoen het, baie dankie. En dan ou Julia en Maggie Hannes, is hulle hierso? Waar is Julia hulle? Heel agter. Nou ek dink daar staan Julia en Maggie daar agter, die laaste ruk. Charlotte het nog vir hulle bevele gegee tot op die einde. En vir die manier hoe hulle kalm gebly het, altyd vir Charlotte reg gestaan het. Julia, Maggie, baie baie dankie. Morena Hannes sê, hy waardeer dit uit sy hart uit. En dan het ek net weer gesê, as daar enige iemand is wat ek uitgelos het, vra ek groot om verskoning. Van Hannes en die seun se kant af, Bille, ons vat hom, ons is baie lief vir julle. Baie dankie. Dankie, Hein. Kom ons staan en dan sing ons Matt Redman se 10,000 Reasons, want ons het 10,000 redes om dankbaar te wees vandag. Baie dankie. Voordat ek die seën uitspreek, net een praktiese reëling. Daar is nie vandag 'n kus nie, ons gaan nie vir die kus Kobai sê nie, Charlotte is klaar weg, maar daar is buitekant 'n klomp ballonne wat met helium gevul is, en ons gaan, as die seën uitgespreek is, gaan ons almal uitbeweeg, en die wat wil, kry 'n ballon, vat 'n ballon, daar is nie genoeg vir almal nie, so vat maar so saam 'n ballon, en dan gaan ons in die parkeerarea staan, en dan gaan ons al die ballonne laat gaan, en saam gaan ons so vir Charlotte tot sien sê. Ontvang die seën van die Here. Hannes, Doran, Meinhard en al die ander mense hier. Die Here is voor jou. Hy sal vir jou die pad gelyk maak. Die Here is agter jou. Hy sal die aanvalle van die bose keer. Die Here is onder jou, as jou knieë te swak is om jou te dra. Die Here is langs jou. Hy vat jou hand. Hy loop saam met jou. Die Here is bo jou om jou te seën. En as jy hom toelaat, is die Here in jou, om jou te lei, jou te help, en jou te bemoedig, van nou af, tot in ewigheid. Amen.